Ek is hier vandag en dit is regtig vir my 'n voorreg. Ek ag dit belangrik en 'n groot eer en ek is opgewonde om met julle te kan praat. Die kennis wat ek met julle wil deel is kennis wat julle lewenskwaliteit werklik kan verbeter. Nou so 'n bietjie agtergrond oor my. Julle ken my van die kerk af, meeste van julle weet dalk so ietsie van my persoonlike lewe. Maar ek het as jong dogtertjie het ek ballet gedoen en ek was baie lief vir ballet. En terwyl ek ballet gedoen het, het ek blootstelling gekry aan Pilates as 'n manier om jou liggaam te versterk. En toe ek 'n jong getroude vroutjie was, toe het ek myself laat kwalifiseer as 'n Pilates instruktrise. En met daardie pragtige kwalifikasie agter my naam het ek na 'n werksplek toe gegaan. Ek het gegaan vir 'n onderhoud, 'n baie goeie Pilates ateljee en ek het die werk gekry. Toe ek die eerste dag daar aanloop, toe dog ek, goed, nou gaan ek met kliënte werk. En ek was heel trots op myself, maar dit is nie wat gebeur het nie. Ek het vir die volgende paar maande in daardie ateljee gesit en geobserveer. En toe moes ek verder gaan lees oor hierdie kondisie en oor daai kondisie en oor hierdie toestand en oor daai toestand vir maande voor ek uiteindelik toegelaat is om met 'n kliënt te werk. Nou, dit was vir my 'n baie groot voorreg. Ek het spesifiek gewerk met kliënte in 'n rehabilitasie konteks, so mense wat beserings gehad het, wat verswak is en wat een of ander siektetoestand het. En na my man se dood het ek 'n passie opgevolg wat al lank na my hart is en ek het myself laat kwalifiseer as 'n persoonlike afrigter. Tydens my studies het ek die prentjie van hoe die liggaam in mekaar pas en hoe alles werk, het vir my duidelik geword. Ek het begin verstaan hoe alles werk. Nou vandag besit ek my eie besigheidjie. Dit is 'n klein besigheidjie, maar ek's baie trots op hom en ek gee persoonlike afrigting en ek gee pilatesklasse. Ek het 'n spesifieke fokus op bejaardes en dan ook op mammas wat swanger is en babatjies het en so aan, en dan help ek mense ook wat gewig moet verloor met dieetafrigting en oefenafrigting. Nou, een van die dinge wat my regtig onkant gevang het in my studies is 'n konsep wat ek gehad het in my kop oor hoe mense ouer word. En dit wat my studies vir my geleer het, was heeltemal anderste as die algemene gedagte wat daar buite is. En ek wil eintlik so vinnig vir julle vra, wie van julle voel sterker as wat julle was toe julle 40 was? Enige hand? Is dit nou fisies sterker? Fisies sterker. Geen hand, wie voel swakker? Goed, almal voel bietjie swakker. Goed, dit is as gevolg van 'n kondisie wat sarkopenie genoem word. Nou, dit is 'n baie moeilike woord. Dit kom van 'n Griekse term wat beteken 'n verlies van vlees. Nou, 'n verlies van vlees oor die jare. So, dit beteken dat ons vlees, oftewel spiermassa, verloor soos ons ouer word. Dis nie goed nie. Ons spiere is krities belangrik vir ons welstand op soveel maniere. Nou, een van daardie maniere is dat die spiermassa verbeter ons verwerking van suiker, bloedsuiker spesifiek. Jou spiere is letterlik die grootste spons van suiker wat jou liggaam het. Hy absorbeer die suiker uit jou bloed uit. So met ander woorde, hoe meer spiere jy het, hoe beter kan jou liggaam suiker hanteer en absorbeer en stoor. Nou hierdie is regtig krities belangrik, veral vir julle ken dalk mense, dalk is dit self 'n kondisie wat julle het. Dis krities belangrik vir mense wat prediabetes het of tipe 2 diabetes. Nou tipe 2 diabetes is die tipe waar jy nou nie die insulien-inspuiting moet kry nie. So dit is nogal krities belangrik vir hulle.
Dan, wanneer jou spiere uitoefening is, wat gebeur is, daar gebeur mitokondriale wanfunksie. Nou, dis weer eens 'n verskriklike moeilike woord, maar dit beteken die kragstasies van jou selle skep nie meer so effektief energie nie. En dit veroorsaak dat jy nie so doeltreffend energie kan produseer nie, wat lei tot moegheid, konsentrasieprobleme. Ons liggame en ons breine is gekoppel aan mekaar, swak herstelvermoë en dan kroniese siektes. So dit is wanneer die spiere in die liggaam uitoefening is. Nou ons is baie keer mense wat geneig is om net akademies te wees en dan vergeet ons van ons liggame. Maar die liggaam is net so nou gekoppel met jou brein se gesondheid. Nog 'n ding wat spiere wat uitoefening is veroorsaak, is verswakte bloedvloei en die opbou van vet in die spiere en dan inflammasie. Hierdie toestand veroorsaak op hulle beurt weer insulienweerstandigheid in die spiere en dan weer daai insulienweerstandigheid wat in die spiere is, kom dan ook in die res van jou liggaam. Nou insulienweerstandigheid, weer eens 'n moeilike term, maar dit beteken basies die selle in jou liggaam luister nie meer na insulien nie, so suiker hoop op in jou bloed. En natuurlik die naderdraai daarvan is prediabetes is diabetes. Goed. Maar daar's baie hoop vir mense met tipe 2 diabetes en mense wat prediabetes is, en dit is dat studies het gewys dat met die regte eetplan en met weerstandsoefeninge dit so effektief kan wees om insuliensensitiwiteit te verbeter, dat 'n tipe 2 diabetes binne 8 weke kan genees. Dis nie 'n grappie hierdie nie, dis wat die studies wys. Regte eetplan, regte weerstandsoefeninge kan dit so effektief wees dat 'n tipe 2 diabetes binne 8 weke kan genees. Nou, 'n weerstandsoefeninge, dit is 'n oefening waar jy teen weerstand in werk. So met ander woorde, dit kan jou liggaamsgewig wees wat teen gravitasie werk. Dit kan rekbandoefeninge wees, of die een wat mense altyd voorskrik, maar reg nie voor bang hoef te wees nie, is gewigte. Goed, want dit is die mees effektiewe manier wat jy daai sein stuur vir jou liggaam om spiere op te bou. Andersins as dat spiere help met die hantering van bloedsuiker, help dit ook om ons sterker te hou. Nou dit klink amper vanselfsprekend, maar dit is iets wat mense regtig miskyk. Meer spiere hou ons sterk, dit gee vir ons krag. En krag verseker dat ons liggame kan beweeg, dinge kan doen, ons bene kan optel en nie val oor stoelpote en goeders wat voor jou pad kom nie. En daar is nog iets baie belangriks wat krag doen, en dis nou veral vir bejaardes. Krag beskerm ons liggame teen broosheid. Nou, broosheid is 'n gebrek aan krag en beweeglikheid wat veroorsaak dat mense makliker val en seer kry. So, as jy val wanneer jy 10 is, dan vee jou bebloede knie af en jy hardloop verder en jy gaan speel. Maar dis nie dieselfde wanneer ons val, wanneer ons ouer is nie. Nou, bejaardes val en hulle breek bene. Nou as jy byvoorbeeld jou heupbeen breek, het jy 'n 1 in 3 kans om nie daarvan te herstel nie. So die broosheid wat intree oor die jare is direk gekoppel met die verlies van spiere. Maar daar's nog ietsie wat spiere doen en dit verhoog ons energie. Wie voel so energiek soos wat hulle was toe hulle 40 was? Oom Pieter? Energiek. Ja, dink daaraan as meer energie. Daar sê daar's positiwiteit hierso, ek hou daarvan. Goed. So energie. Spiere maak dat jy meer energie het, wat maak dat take vir jou makliker is. Jy kan nou oor dink, as jou spiertjie net so groot is en jy moet daai tas optel, dan vat hy al die energie van daai spiertjie uit. Klaar, jy's moeg, is gedaan. Maar as jy meer spiere het en jy moet nou daai tasie optel, is niks. Ek vind dit as ek huis skoon maak,
In die tye wat ek in my lewe wat ek al swakker was, dan is daai stofsuier amper te swaar om te dra, maar nou as ek sterker is, ag, dis liggewig. Dis nie 'n probleem nie. So spiere veroorsaak dat ons meer energie het. Dinge word makliker, die lewe word makliker. Goed, maar nou sal julle vir my sê, ons is ouer en bejaardes kan nie spiere ontwikkel soos jong mense nie. Of is dit so? Wanneer dink julle begin hierdie proses van spierverlies intree in jou liggaam? Ek wil so 'n bietjie hoor. Sê gou weer? Seker 40 jaar. 40 jaar. Ek sou sê so 80 jaar. 80 jaar. Goed, julle sal geskok wees, maar sarkopenie, spierverlies begin alreeds in ons vroeë 20's. Goed. Ek wil nie mondig word. Ja. Mondig en die brein is nog nie heeltemal ontwikkel nie en al daai goedjies. Goed, maar ja, so in jou vroeë 20er jare begin daai spierverlies alreeds. Maar wat is die oorsaak? Is dit oor ons ouer word? Of is daar 'n ander oorsaak? Kom ons kyk 'n bietjie na wat spierverlies veroorsaak. Studies het gewys dat die hoofredes vir spierverlies is 2 dinge. Luister baie mooi, want dit is baie belangrik. 'n Gebrekkige dieet en 'n onaktiewe leefstyl. Gebrekkige dieet en 'n onaktiewe leefstyl. Meeste mense word nie swakker omdat hulle ouer word nie. Hulle word swakker omdat hulle onaktief is en nie die regte voeding kry nie. Ek gaan dit weer sê, meeste mense word nie swakker omdat hulle ouer word nie. Hulle word swakker omdat hulle onaktief is en nie die regte voeding kry nie. Daar is egter baie hoop. Kom ons kyk, ons gaan na albei daai afdelings kyk. Aktiwiteit en ons gaan kyk na voeding, maar kom ons kyk eers na aktiwiteit. Daar is baie hoop, selfs in ons ou dag. Een studie het getoon dat mense tussen die ouderdom van 65 en 75 oor 'n 6 maande tydperk net soveel spiere opgetel het as mense in hulle 20er jare. Tussen 65 en 75 het hulle net soveel spiere opgetel as mense in hulle 20er jare oor 6 maande. Hierdie is maar net een van baie voorbeelde van die studies. Selfs in jou 90's, is hier enige iemand 90? Is daar iemand naby aan 90? Die naaste sê dat ek die oudste mag. Daar sê. Nou, hierdie is dan nou spesifiek vir oom. Selfs in jou 90er jare reageer jou liggaam nog steeds op weerstandsoefeninge. So hulle het 'n studie gedoen, 8 weke lank, dis nie 'n lang tydperk nie, 8 weke lank by 'n ouerhuis met mense oor die 90. En hulle het gevind in daai 8 weke het daardie mense se krag verhoog. Hulle het sterker geword teen 174%. Oor die 90, hulle krag het vermeerder met 174% in 8 weke. So, daar is veranderinge wat intree in mens liggaam, en as julle meer daaroor wil hoor, kan julle altyd my privaat kontak, en ek sal dit vir julle uitlei. Daar is veranderinge wat intree, maar in terme van mobiliteit en krag, is ouderdom glad nie die doodskoot wat ons dink dit is nie. Inteendeel, daar is regtig hoop. Daar is soveel hoop. So, ons het nou gekyk na, kan jy met oefening jouself versterk as jy ouer word? En die studies wys, ja, hardop ja. Maar, die ander afdeling van die rede hoekom ons swakker word, soos julle onthou, is die voeding. Goed, so kom ons kyk 'n bietjie oor die voeding. Ouer mense het nie minder proteïene nodig as jonger mense nie.
Hulle het presies dieselfde hoeveelheid proteïene nodig. Nou proteïene is hoofsaaklik goeder soos diereprodukte. Ons praat van vleis, eiers, hoender, vis. Yoghurt kan jy ook insluit daarbey en daar's allerlei ander goedertjies, maaskaas ensovoorts, maar diereprodukte. Ouer mense het nie minder proteïene nodig as jonger mense nie. Hulle het presies dieselfde hoeveelheid nodig. Hoekom het ons proteïene nodig? Jy kan nie jou liggaam sterk hou en opbou as jy nie vir hom die boublokkies gee wat jou liggaam nodig het nie. Dit is onmoontlik. Meeste van jou liggaam se proteïenbehoeftes gaan na die onderhoud van jou organe, jou hart, jou longe, jou verteringssysteem, jou vel, al daardie organe moet die heeltyd hernie word, en daarvoor het jou liggaam proteïene nodig. En as jy nie genoeg proteïene inneem met jou dieet nie, raai wat is minder belangrik as jou organe? In terme van oorlewing. Spiere. Jou spiere is minder belangrik as jou organe in terme van oorlewing. As jy min spiere het, kan jy nog oorleef, solank jou hart gesond is en jou longe gesond is en jou verteringssisteme funksioneer. Maar as jy nou nie genoeg proteïene inneem met jou dieet nie, dan kyk jou liggaam rond en wat gaan ons maak? Die spiere. Ons vat van die spiere en ons onderhou die organe. En dis wat gebeur. Jou liggaam vat van die proteïene in jou spiere om jou organe te onderhou. En dan oor die jare, en dan sal die prentjie van hoekom sarkopenie en spierverlies plaasvind, oor die jare van te min proteïene eet, is jou liggaam stadig besig om jou spiere af te breek, om jou organe gesond te hou. En dit is een van die primêre oorsake van spierverlies. Proteïene is sekerlik die belangrikste voedingsstof wat daar is. Naast dit is vet baie belangrik, maar jou liggaam kan eenvoudig nie gesond funksioneer sonder daardie twee nie. Jy kan heeltemal regkom sonder koolhidrate, maar jy kan nie funksioneer sonder proteïene en sonder vet nie. Goed, so wat het die liggaam dan nodig? Daar is 'n syfertjie daarso en julle kan gerus daai syfertjie in gedagte hou, maar ek wil julle aanmoedig om, as julle belangstel om uit te werk wat jou liggaam nodig het, my net te kontak. Ek sal dit vir julle mee help. Ek sal vir jou presies uitwerk wat jou liggaam nodig het. Om spiere te onderhou, maar die realiteit is, meeste mense neem nie eers genoeg proteïene in, terwyl hulle onaktief is, om hulle liggaam in stand te hou, soos wat hulle nou is nie. As jy nou nog jou liggaam wil opbou en sterker maak, dan moet jy meer proteïene as dit inneem. Nou ja, as jy nou dink aan proteïene en ek sê diereprodukte, 200 gram steak is nie 200 gram proteïene nie. Okay. 200 gram steak is omtrent so 60 gram proteïene. So, as jy dink aan die vleis, dan moet jy nou nie dink, goed, ek het nou maar 100 gram stuk vleis geëet, so ek het 100 gram se proteïene in, dis sekerlik genoeg nie, dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Jy het regtig daai proteïene daagliks nodig om jou liggaam sterk te hou en sterker te maak. Ongelukkig is daar nie kort baie nie, jy kan nie sonder daai proteïene nie. Sonder daai proteïene gaan jy net wegteer. Spierverlies, vleesverlies en dis sarkopenie. Goed. Byt vas, ons is amper daar. Hoe moet Christene na die liggaam kyk? Wanneer ons na spierverlies kyk en ons kyk na al die maniere wat die liggaam verander soos ons ouer word, dan moet ons onthou dat ons nie ons liggame wil versorg omdat ons vir ewig wil lewe nie. Ons het deur die Here Jesus Christus 'n hoop wat verby hierdie lewe strek. En soos wat hulle gesê het met die opening wat so mooi is ook die Here maak alles nuut. So selfs ons liggame gaan nuut gemaak word. Tog, terwyl ons hier op aarde is, het ons 'n opdrag. Ons moet die Here eer met ons lewens.
Ons moet diensbaar wees teenoor ander en ons moet die evangelie van Jesus Christus verkondig. Ons kan sê dat vir alle Christene is dit 'n lewensroeping. So, die versorging van ons liggame beïnvloed direk ons lewenskwaliteit, soos ons ouer word. Dit stel ons beter in staat om daardie lewensroeping van daai 3 goeders, om die Here te eer, om diensbaar te wees en om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dit stel ons beter in staat om daardie lewensroeping uit te voer. Dit stel ook afhanklikheid uit. Ek dink niemand hier wil afhanklik wees nie, maar dit stel afhanklikheid uit. As jy sterker is, kan jy langer onafhanklik wees. En meer as dit stel uit om aan 'n bed gekluister te wees. So selfs die versorging van ons liggame kan ons regtig doen tot eer van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk. So daar is soveel hoop. Alhoewel daar veranderinge is wat intree in ons liggame soos ons ouer word, is dit nooit te laat om sterker te word nie. Dis nooit te laat om jou liggaam op te bou nie. En selfs dit kan ons doen tot eer van die Here. Goed, as julle vra het, kan julle my gerus vra daaroor. Ek is ook beskikbaar om mee te praat oor die foon later. En dan natuurlik, as julle regtig belangstel en julle wil hulp hê met julle planne, kan julle my kontak en ek sal julle daarmee help. Ek sal julle ook stuur na waar my vorms is waar julle kan invul. Maar as julle net selfs net daaroor wil praat of julle soek bietjie meer inligting of julle soek inligting oor daardie studies of julle wil weet hoeveel proteïene jou liggaam nodig het. Okay, want almal se liggame is verskillend. Kom kontak my asseblief. Ek help julle met graagte.